Herodes Agrippa die Eerste. Ons lees Handelinge 12 vers 1 tot 6. Die manne in Jerusalem is ontsteld. Het julle gehoor wat Petrus aangevang het? 'n Berig het hulle bereik dat Petrus die onvergeeflike ding gedoen het. Hy het onbesnedene heidene besoek. Ja, hy het self saam met hulle geëet en in hulle huis oorgeslaap. Hoe kon hy? Wanneer Petrus dus weer met 'n jubeling in die hart en 'n huppel in sy stap in Jerusalem aankom, loop hy hom vas in 'n paar baie nors medegelowiges. Wat nou, wil hy weet? Dan word hy sommer dadelik ontbied om op die rooi tapuit te kom staan en mooi te verduidelik oor sy onbetaamlike gedrag, want die manne wil weet. Met 'n hart wat in sy keel klop, verduidelik Petrus van die laken en al die diere en dat God vir hom gesê het, Petrus, slag en eet. Hy vertel van Kornelius se geestesvervoering en hoe die heidene ook die Heilige Gees ontvang het. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het as aan ons wat in die Here Jesus Christus glo, wie was ek dan, dat ek God sou verhinder? Almal is tevrede met Petrus se verduideliking en skielik besef hulle dat Jesus nie net vir die Jode gereserveer kan word nie, hy het ook vir die heidene gekom. In Jerusalem begin dinge egter baie moeilik raak vir die gelowiges. Herodes is soos 'n beer met 'n seer kop. Kort word van die gelowiges gearresteer en in die tronk gesmyt en selfs wreed mishandel. Herodes Agrippa die Eerste is die kleinseun van Herodes die Grote, daardie koning wat tydens Jesus se geboorte regeer het en al die baba seentjies laat vermoor het. Op 26-jarige ouderdom word Agrippa aangestel as koning oor die noordoostelike deel van sy oupa se ou ryk en in 41 na Christus word hy ook verder aangestel deur keiser Claudius as koning oor Judea. Herodes probeer baie hard om in die goeie boekies van die Joodse godsdienstige leiers te kom en daarom begin hy met hierdie wrede vervolging van Christene. Waar dit eers net die Joodse leiers was wat die gelowiges vervolg het, kom dit nou ook van Herodes se kant af. Op 'n dag kom die skokkende nuus. Jakobus is gevang en Herodes het hom laat onthoof. Die gelowiges is totaal verslae en so sneuwel die eerste van die apostels. Hierdie lot sou almal van hulle uiteindelik tref, buite natuurlik Johannes. Johannes is troosteloos oor sy ouboet se wrede dood. Herodes het nou heeltemal te ver gegaan. Herodes het gesien dat Jakobus se teregstelling baie byval gevind het by die Joodse ringkoppe, dus het hy alweer iemand in sy vizier. Hierdie slag moet hy 'n baie prominente leier onder die Christene teregstel, en wie sal dan nou beter wees vir sy status as die nimmerlike Petrus, die leier van die gelowiges. Hy laat Semir vir Petrus arresteer en in die tronk stop. En dan weet Petrus sommer dat hy dieselfde paadjie as Jakobus gaan loop.
Die swaard is sy voorland. Herodes se raadgewers waarsku hom oor Petrus se onverklaarbare vermoë om uit die tronk te ontsnap. "Nie uit my tronk nie, daarvoor sal ek sorg," bulder Herodes ongedurig. En dan kry die soldate baie spesifieke opdragte oor presies hoe hulle hierdie glibberige visserman moet bewaak. Onder die strengste sekuriteit word Petrus na die kerker geneem. Hy word geboei met swaar kettinge aan sy hande en sy voete. 4 afdelings van 4 soldate elk word aangestel om hom te bewaak. Nie minder nie as 16 soldate marseer saam met hom tot by die maksimum sekuriteit gevangenis. 'n Swaar ysterdeur slaan agter hom toe. 6 van die soldate is saam met hom in die tronk. 2 staan wag in die gang, sodat niemand daar verby kan kom nie. 2 soldate moet saam met Petrus in die koue, donker sel toegesluit word, en daar neem hulle stelling in weerskante van hom. Die seldeur word gegrendel en nog 2 soldate bewaak die deur. By die buitedeur staan 'n verdere 2 wagte. Niemand kan ooit hier uit nie. Petrus se lot was beseël deur Herodes Agrippa. Hy was baie seker van homself dat hy op hierdie manier die Christelike kerk sou uitroei met wortel en tak, en sodoende die held word van die Joodse godsdienstige leiers. God het egter nog groot planne vir die kerk en vir Petrus gehad. Nie eers die magtige Herodes Agrippa die eerste kon God se plan laat misluk nie. Herodes se regering het egter nie baie lank gehou nie. 'n Skamele 3 jaar nadat hy die aanstelling gekry het as koning oor Judea, sit Herodes eendag selfvoldaan, homself en verlustig in die lofbetuigings oor hom. Hy hoor die mense oor hom sê, hy is nie 'n doodgewone mens nie. Hierdie koning is 'n god. Herodes se hart swel van trots. Nou het ek die hoogste sport in die lewe bereik. Ek is verhef tot 'n godheid. Dan kry Herodes besoek van 'n engel. Nie om hom te vereer nie, maar om die dood oor hom uit te bring. Herodes word lewendig deur wurms verteer en hy sterf 'n gruweldood. Sy hooghartigheid het tot sy ondergang gelei. Dis ook 'n groot gevaar vir gelowiges dat ons onsself soms verhef bo die res. Ons is beter as die ongelowiges, want ons is mos gered. Werklik? Is ons 'n trappie hoër as die res? En Petrus, hy kry ook besoek van 'n engel, maar daaroor vertel ek jou DV môre. Want kom ons bid nou eers. Here, bewaar my asseblief van hooghartigheid. Hou my asseblief nederig in alle omstandighede. Amen.